Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Woensdag die 5de Augustus 2026. Ons dink vanoggend spesifiek aan Louisa en Adri en Sonet en Karika en Shanae en Gian en Corney. Met Dion wat se begrafnis ons vandag doen vir Louisa. In die besonder lank, liewe vriende, jare en jare saam met Louisa basies medekoster gewees hier by ons. Ongelooflike vriend en mens wat ons vandag se lewe vier. So julle kan in die besonder aan die familie dink vanoggend. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, U kom sê vir ons, geen dood kan ons skei van die liefde van U nie. Dankie Here dat ons inderdaad in die geloofsbelijdenis kan sê ons glo in die ewige lewe. Ons glo in die opstanding van die vlees. Daarom kan ons saam met Petrus in 1 Petrus sê, ons het 'n lewende hoop op grond van die opstanding van Jesus Christus, het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverkwikkelike erfenis wat ook vir ons in bewaring gehou word in die hemel. Dankie dat ons so by mekaar kan wees, soms 'n bietjie met mekaar kan gesels, ook oor U Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan by Jakobus inderdaad. Jakobus sê vir ons in die Jakobus 4, hy waarsku so 'n bietjie in hierdie gedeelte oor wêreldliefde, kom waarsku hy 'n bietjie vir ons. Hy kom sê vir ons moet 'n bietjie mooi kyk na onsself. Ons het gister 'n bietjie gepraat oor selfsugtige begeertes waarvan hy gepraat het. Ons het 'n bietjie gepraat daaroor dat God sê maar hy wil eintlik ons heeltemal net vir homself hê. En dan gaan Jakobus aan, dan sê hy in vers 7, onderwerp julle dan aan God. Onderwerp julle aan God. Vriende, wat beteken dit om jou aan God te onderwerp? Dit hou baie nou verband met selfsugtige begeertes, né? Jy sien, wanneer dit net oor jouself gaan en jou goedjies, dan kan jy ons nie onderwerp aan God nie, want jy onderwerp jou eintlik aan jouself. Jou begeertes is belangriker, jou goedjies is belangriker, God moet maar so 'n bietjie eenkant toe staan. Dit wat hy vir ons in sy woord kom sê, is vir ons belangrik, maak nie eintlik so belangrik nie. So wanneer Jakobus kom sê, onderwerp jou aan God, beteken dit, vriende, dat jy God eerste stel in alles wat jy doen. Dit beteken om jou te onderwerp. Te onderwerp beteken om jou ondergeskik te stel aan iemand. Om jou te onderwerp aan jou werkgewer is om te sê sy reëls geld. Wanneer jy onderwerp aan God, sê jy God, U reëls geld. Dit wat U vir ons leer, dit geld. Dit is wat dit beteken om jou aan God te onderwerp. Dit beteken om jou in totaliteit aan God oor te gee. Dit beteken dat jy jou onafhanklikheid prys gee. Dit is wat 'n onderwerp beteken. Jy gee jou onafhanklikheid prys. Jy gee jou onafhanklikheid prys om afhanklik te wees van God. Onderwerp julle aan God beteken om te buig voor God, om te sê, Here, U goed is die belangrikste. Here, ek sal doen dit wat U vir my sê. Anders onderwerp ons nie aan God nie. Anders gaan dit inderdaad maar oor ons selfsugtige begeertes, me en me, né? Ja, ons sê Jakobus vir die mense, hoor hierso, onderwerp julle aan God, dit is die eerste ding, julle moet aan God gehoorsaam wees te alle tye. En dan sê hy tweede ding, dan sê hy, staan die duiwel te, en hy sal vir julle wegvlug. So, wat kom doen die duiwel in ons lewe? Die duiwel in ons lewe, die bose in ons lewe, probeer maak dat ek en jy nie onsself onderwerp aan God. Dit beteken dat die duiwel, liewe vriende, inderdaad wil hê, dat dit moet gaan oor jouself en oor jou dingetjies en oor jou tyd en oor al jou goedjies. En staan die duiwel teen, hy sal vir julle wegvlug. Moenie hom toelaat om in jou lewe in te kom. Jy moenie toelaat dat hy vasstap kry nie. Daarom sê ek so baie vir julle, deel van ons waardes is om 'n lewende verhouding met God te hê. Want hoe sê ons die afgelope tyd vir mekaar gereeld, as jy die wêreld al hoe meer laat inspeel in jou lewe, jy laat toe dat jou omgewing, jou manier van doen begin bepaal, dan begin die wêreld al 'n groter rol speel en God begin al 'n kleiner rol speel. En dis ons keuse en ons vriende, ek wil net vir julle vandag kom sê, ons moet ons kinders dit leer. As ons nie ons kinders dit leer nie, wie gaan hulle leer? Die wêreld gaan hulle leer.
En dan moet ons nie verbaas wees met 2 of 3 geslagte as alles net eenvoudig in mekaar tuimel nie, né? Weereens onderwerp jou aan God. Staan die duiwel teen. Jou kinders moet al kan sien. Jy pa en ma onderwerp jou God. Ek gaan vir julle elke keer daarop wys en julle so bietjie nail daarop. Julle moet die Here kom loof en kom aanbid op Sondag. Dis deel van julle onderwerping aan God. Gaan nie oor na 'n Pida te luister daar nie. Dis deel van jou onderwerping. Dis deel daarvan om te sê, Here, dit is u reëls, dit is wat u wil hê ek moet doen. Here, anders gaan dit mos maar oor jou selfsugtige begeertes. Wat sien jou kinders in jou as pa en ma? Sien hulle daai voorbeeld by jou pa en ma, dat om 'n Here te loof en te bid op Sondag is nogal belangrik. Sien jou kinders by jou pa en ma dat die godsdienst nogal 'n belangrike rol speel? Is daar by jou huisgodsdienst? Is daar dat julle in 'n selgroep of 'n klein groep miskien inskakel? Wat sien jou kinders by jou? Sien jou kinders by jou dat jy jou onderwerp aan God, of sien jou kinders by jou, dit gaan maar oor pa en ma se selfsugtige begeertetjies. Hulle wil net doen wat hulle wil doen. God staan maar so 'n bietjie op die agterkant wat. Hy moet net so 'n bietjie daar wees. Hy moet net daar wees vir wanneer dingetjies sleg gaan, dan is hy goed genoeg. Nee, kom sê Jakobus, sorry, dit kan nie oor julle selfsugtige begeertes gaan nie, sê hy. Hy sê nee, kom sê die Here wil heeltemal jouself vir hom hê. Hy kom sê vir ons inderdaad, liewe vriende, onderwerp julle aan God, staan nie duiwel teë, want wat kom sê die duiwel? Sê vir jou goedjies is belangrik. Doen jy jou goedjies sê, Here sal verstaan. Dis nie hoe dit werk nie, vriende. God is 'n jaloerse God. God sê, wie gemaak maar so 'n bietjie gaan dit bestekopname of as jy my regtig wil volg. Want as jy my wil volg, neem jou kruis op en volg my. So dit beteken ons stel ons ondergeskik aan God. Ons onderwerp ons aan God. God se goed is vir ons belangrik. Nie ons eie begeertetjies, eie doen en late nie. Sien ons kinders dit by ons. Vers 10. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Onderwerp julle in nederigheid. Wat beteken nederigheid? Nederigheid beteken, liewe vriende, om God hoër te sien as jy. Ek dink die dilemma is in die tyd waarin ek en jy lewe is dat baie mense eintlik maar hulle eie God is. Hulle bepaal maar die goedjies wat. Die Here moet maar so 'n bietjie verbyhou. Die Bybel wel as hy gelees word een keer in 'n jaar of 2 keer in 'n jaar, is dit baie so hier en daar na 'n podcast luister en so aan. So wat gebeur? Die wêreld neem al hoe meer jou lewe en God se goed raak al hoe minder belangrik en in my en jou goedjies raak al hoe meer belangrik. Nee, kom sê Jakobus, onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog, né? Ja, vriende, dis maar my 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.